Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na volgorde van bewerkings, maar hierdie is so vlak 3 denke. So, eerstens behoort ons te weet, hierdie is reg vir kinders van die laerskool en die hoërskool. In die laerskool gaan hulle nog net nie gewoond wees aan die eksponente en die wortels nie. Dis maar net iets wat ingekom het. Ons ken altyd die volgorde van bewerkings. Dus ons gaan hakies doen, dan van, dan maal en deel soos hulle kom, en plus en minus soos hulle kom van links na regs, dis wat hier nie lekker kan staan. En nou gaan ons vandag bietjie kyk na daas partykeer 'n bietjie uitsonderings. Jy moet nie net vasklou aan hierdie wette nie. So weer 'n keer die volgorde van bewerkings op die lang duur is altyd eers hakkies, dan eksponente en wortels van links na regs soos hulle kom, dan indien daar nog van is, sal hy daarin pas, dan maal en deel van links en regs soos hulle kom, plus en minus van links en regs soos hulle kom, en dan moet ons bietjie vandag kyk na die uitsonderings. Ek gaan in hierdie twee somme dit vir julle uitwys. Sonder om 'n rympie te leer by volgorde van bewerking, probeer verstaan wat ek nou gaan sê. Ons doen altyd eers die hakies. Dan doen ons die moeiliker goed, wat dan eksponente en wortels is. Dan doen ons die minder moeilike goed, die nog minder moeilike goed, en dan die maklikste goed, laaste. Probeer jou kop daarom kry, want is dit makliker om die volgorde te onthou. Dis hakies, dan die eksponente en wortels wat 'n bietjie taaiig is, dan van wat jy eers moet weet, dit is 'n maal, dan maal en deel wat 'n bietjie moeiliker is, en dan plus en minus laaste, want dis die maklikste goed. So ons gaan van hakies, dan moeiliker, minder moeilik, minder moeilik, minder moeilik. Goed, ek babbel julle gou deur hierdie som. Hierso staan 6 gedeeld deur 2, daar is ons 'n klein maaltjie, 1 plus 2 in die hakie, sluit die hakie. Goed, ons weet, as iets so teen hakie geskryf staan, beteken dit maal, maar daar is nie 'n maal daar nie. So hy is amper met gom vasgeplak aan daai hakie. So, hier staan geskryf, 2 van hierdie goed se antwoord moet ek indeel in 6 in. Ek gaan net gou die som klaarmaak, en dan sal ek weer verder babbel oor wat hier eintlik aangaan. So ons doen eers die hakie, 1 plus 2, behou hom in die hakie. Dan doen ons die 2 maal 3, want dit is vasgeplak aan mekaar, dan kry ons 6. En dan kry ons finale antwoord 1. Ons gaan vir die toekoms dan onthou, indien ons goed so in 'n hakie sien, en iets is in hom vasgeplak, selfs met maal of deel, gaan ons dit eers uitsorteer, en ons sien dan 2 stukke aan hierdie som, maar dit is 'n uitsondering op die gewone. En dan gaan ons die som uitwerk. 'n Voorbeeld hier sou wees, 1 seun en 2 dogters het elkeen R2. Dit kos R6 om by 'n speelpark in te gaan. Hoeveel keer kan hulle na die speelpark toe gaan? So dan gaan jy die R2 vat, maal 3, gee vir jou R6, hulle het R6 saam, dit kos R6 om by die speelpark in te gaan, hulle sal 1 keer daar kan uitkom. Dit is maar 'n praktiese voorbeeld, maar ons weet nie wat is die storie wat die ou uitgedink het, wat hierdie som geskryf het nie. So moenie skrik as jy 'n som partykeer verkeerd doen by volgorde van bewerkings nie. Nou net die verkeerde manier om dit te doen. Hierso het ek streng met volgorde gaan werk, so ek het hierdie som gevat. Ek het toe gesê, maar ek weet mos daai se maal, toe gaan skryf ek daai maal, toe breek ek hom los, wat ek nie mag gedoen het nie. Nee, ek mag nie, ek het nog steeds binne in die hakie om uitgewerk, maar wie is ek om my maal te skryf? Toe doen ek my deel eerste, want hier is daar geskryf, ons doen maal en deel van links na regs, toe deel ek eers daai ou, en dan daai ou wag, wat verkeerd is. Toe kry ek 3 maal 3, en dis dan 9, maar dis ongelukkig nie die antwoord nie. En daarom maak ek hierdie video's, dat ons uitsluitsel kan kry oor goed wat ons oor kan twyfel. Hierdie een gaan ek nie so baie tyd mee spandeer nie, en hy is baie belangrik. Indien ons ooit 'n breuk kry, bo-goeters, ondergoeters, gaan ons die volgorde bo toepas, die volgorde onder toepas, en daarna eers hulle in mekaar indeel. Ek het hier geskryf, kom ons doen eers bo, dus ek gaan sê, dan doen ons onder, apart van mekaar. Moet glad nie hierdie som onderskat nie. 2 uit 3 leerlinge wat ek om mee gewerk het, gaan altyd eers, en dan vat hulle die 1 plus 2, want dit is instinktief, hulle skrik klaar vir die lelike som. Hierdie is verkeerd, die enetjie moet wag, dan plus 2 maal 3 geef my plus 6, en dan onder die lyn is 14 gedeeld deur 2, 7. Nou moet ons steeds bo klaar doen, so ek moet eers klaar maak hierbo. So 1 plus 6 geef my 7, die 7 onder bly, nou 7 gedeeld deur 7, gee dan vir my 1. So hier kan ons in hierdie som ook nie streng by die reëls bly nie, want hier staan in die reëls, ons moet gedeel deur eers te doen. So ons moes daai maal gedoen het, en dan die deel, by breuke, moet jy eers die bokant klaarmaak, die onderkant klaarmaak, en hulle dan in mekaar indeel. So hierdie is nie dieselfde as daai deel daar nie, dis 'n breuk, bokant, onderkant apart. Hou asseblief aan wie van die video gehou het al dan nie, en teken gerus aan op die kanaal. Indien jy in enige skool wiskunde probleem vasloop, wat jy onseker oor is, of dalk met 'n ander persoon verskil, kan jy die probleem vir ons aanstuur met 'n WhatsApp foto na hierdie nommer toe, dan sal ons vir jou probeer oplos, en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde, en laat kom die vrae.